vergifnis en versoening. Kolossense 3 vers 13 sê, verdra mekaar, en as iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. As 'n oortreder berou het en belydenis doen, is dit veel makliker om te vergewe. Nogtans is berou nie 'n voorvereiste vir vergifnis nie. Die grond vir vergifnis is nie 'n ander se belydenis nie, maar ons eie vergifnis deur God en ons eie innerlike groei en genesing. Ons vergewe dus in elk geval. Dis 'n opdrag en 'n guns wat ons onsself bewys. Wat doen ons na vergifnis? Gaan alles weer reg wees? Nie noodwendig nie. Daar kan wonderlike versoening wees en dis die doel, maar dieselfde probleme kan maar voortduur. Dalk vereis dit verdere aksie. Soms is dit beter om mekaar nie weer te sien nie, al het jy vergewe, soos jou man se nuwe vrou na hulle affair. Vergewe jy dus, probeer jy vrede maak. Maar versoening is soms moeilik en gebeur nie, en moet in elk geval van twee kante kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dis dikwels moeilik om te vergewe, want verhoudings kan ons baie seermaak. Help ons om te vergewe uit liefde vir ons oortreder en uit die groei wat ons in die proses beleef het. Gee ons versoening en 'n nuwe verhouding as dit moontlik is. Amen. Die Here seën jou.